Daar's 'n nood in Suid-Afrika, geweldige nood. En ek en jy kan elkeen 'n druppeltjie doen en klomp druppeltjies maak 'n emmer vol. Nou ja, kom ek skets gou die scenario wat ons is 33 jaar in die evangelie. En in hierdie 33 jaar kom ons op die voet, baie in woonbuurtes. En sorry om weer ras te praat, in Suid-Afrika is mense rasbed, maar ons kom in witte huise, ons kom in swarte huise, ons kom in bruine huise, Indiërs huise, almal se huise. En die nood is geweldig groot. Mense 33 jaar terug was die nood al groot, verskriklik groot. Rondom kos nou, rondom kos. Maar die laaste tyd is dit verskriklik groot. Volgens, ek wil net vir julle statistieke gee so bietjie, en dan moet ons nou koppe by mekaar sit, en daarna ons harte by mekaar sit. Ek gaan seker die volgende maand of 2 net oor hierdie onderwerp baie praat. En dit is, daar's nood in ons land. 2 miljoen mense sê Google, gaan slaap elke aand honger. 2 miljoen mense. Dan 13 miljoen mense kry nie elke dag kos per weekie. Onthou, in die hospitale word maar net gesê, dis tering, kanker, waarin die ou dood is. Ons land erken nie dat mense doodgaan van hongerte nie. En mense se immuunstelsels raak af van hongerte. Ek kan vir jou sê, ek beweeg daar rond. Ons deel pap uit. 33 jaar beweeg ek onder die mense in die woonbuurtes. En ons mense kry honger, alle rasse. Daarom, ou wat vir my sê, ek sal vir jou gee, maar gee net vir die wittes kos. Jy moet jou geld hou. Want ek kyk nie na kleur nie, ek kyk na hongerte. 'n Kind wat honger is, of hy wit of bruin is of swart, is maak nie saak nie. Dis waarna ek kyk, maar dit daar gelaat. Ek en jy moet weet, hier's nou baie groot nood. Ek gaan nou net almal groet, hallo Jan Hendrik. Hier's nou gewellige groot nood. Ek gaan net vir my gaste vra hier agter, nou kan ek seker in 'n restaurant vra, hulle moet 'n bietjie sagter praat nie, maar is mos nou maar vroumense wat praat, so mense moet seker hulle nou maar los. Maar okay, ek soek statistiek. Wat het jy daar vir my? Kyk, as 400 munisipaliteite plus. 186 prominent cities and towns. En al die klein dorpkies en gehoogietjies en goed ingesluit 11.400. 11.400 klein gehoogies en dorpies in ons land. En hulle sê as 400 plus munisipaliteite. Ek wil by 'n punt kom, net by ons alleen, wat ons die Groter Rivier projek noem, is oor die 60 woonbuurtes. Maar okay, wat ek wil by kom is, ons het geweldig baie dorpe. En as ons 2 miljoen mense het wat elke aand gaan honger slaap. En ek het nou net weer gekyk, net die Hoofstroomkerke, het is 50.000 kerke. Nou, en ons, hulle sê ons het 11.000 dorpe. Kom sê ons het alles saam 15.000 dorpies, wat ons nou nie bygetel het nie. Maar, en dan het ons nie alle kerke bygetel, as ons sê 50.000 het. Dis oor 100.000, maar kom ons sê 50.000 kerke. Nou as ons 50.000 kerke het, of kom ons rondom af. Kom ons rondom af op 45.000 kerke. En as baie meer is dit kerke, maar net om by die punt te kom. 15.000 gaan na 45 gaan. 15, 30, 45. Dat is dat 3 kerke in 'n dorp. Nou julle weet self. Ek bedoel, plakkerskampe het 7 tot 12 kerke, as dit 'n klein plakkerskampie. So ons baie meer is dit. Maar okay, kom ons sê dan nou 3 kerke per dorp, wat nou nie so is nie. Ons almal weet dit nou. Ek wil net die punt maak. So ons kan maklik sê, dat ons, kom ons praat van 6 kerke dan in 'n dorp, wat baie nog onder is, maar 6. Nou kom uit elke kerk uit, sê 10 mense, ons sal vir ons dorp sorg. Ons sal vetkoeke bak, of ons sal sopkombuis oprig, of ons sal iets doen. Dan kan ek en jy mos 60 maal struis. Maal gou vir my daar 60 met
met 90.000. 60 maal jy met 90.000. Is die aantal mense wat nou sê hulle sal nou help. Ek wil net 5.4 miljoen Christene wat dan sal sê, en dit is nog ver onder wat sê, okay, ons sal vir iemand suiker gee. Ons sal vir iemand meel gee. Ons sal vir iemand help. Dan verslaan ons onmiddellik die 2 miljoen mense wat honger is. Kom julle agter? Uit elke kerk uit moet net 10 mense sê, ons sal doen wat Jesus Christus gesê het, vir die arme sorg. Nou ek het nou net 'n baie mooi woord ingekry wat mense sê, in Boksburg, hulle sorg vir 400 gesinne per maand, en dit is verskriklik wonderlik, as baie kerke wat dit doen. Ek wil ook sê, ek kry per dag, vanoggend weer, 100, 200 boodskappe wat sê, Roy, as ons kry honger, stuur vir ons kos. Ek doen nie. Die Bybelse beginsels is, jy gaan kerk toe, en God werk daardeur. Die kerk moet vir sy mense sorg. Kerk moet luister hê, maar nou nie, jy kom hierdie Sondag by die kerk, en jy kry kos, volgende Sondag gaan jy weer na 'n ander kerk toe, en kry kos. Ongelukkig het jy daai skelms op. Dis nie armes nie, dis skelms wat dit doen. Maar kom ons kom terug. Kom ons vergeet nou eers die negatiewe en party lopers in en goed. Ek wil baie ernstig die volgende 2-3 maande oor hierdie saak praat. As ons nou 2 miljoen mense het wat in die aand honger gaan slaap, en van R24 af, of R22 na R30 toe, R31 toe, het ons diesel geklim. Waar trek ons nou? Waar trek ons nou met meel se prys, 'n bietjie vleis, bene se vleis? Praat vir arme mense. Waar trek ons as ons volgende maand nog R8 styg? Daar's mense wat letterlik hulle karre moet teruggee, as mense wat hulle huise moet teruggee, as mense wat koskaste nie kan bekostig nie. Nou, as jy sê jy's 'n kind van God en jy's 'n Christen, dan is hierdie vir jou. Ek kan jy nie weghardloop van hierdie af nie. Ek vra dat daar in elke dorp, jy hoef vir my dit te vertel, jy kan net met die Here praat. As jy net vandag, almal wat hier luister, in 'n binnekamer ingaan, sê Here, roep U my om vir die armes te gee. En ek vra weer, moenie jou gewete sis en ry in die dorp en deel 10 sakkies meel uit, of gee hier vir iemand R10, R20, nou net as dit vertik. Jy moet reg uitdeel. Jy sê vir hom, luister, hier's 'n kaartjie. Jy help hom in sy behoeftes, as dit vroeg in die week is, daai tyd as jy sien, hierdie gesin kry swaar, dan sê jy, hier's 'n kaartjie. Sondag wag ek vir jou by my kerk. Kom jy Sondag, dan kry jy groceries. En so bring jy eers die persoon kerk toe, jy bring hom na Jesus toe, en dan versorg jy vir hom. Jy sal nou weer 'n paar sê, ag, gee net, en hoekom moet mense eers kerk toe gaan, luister hierso? Dan gaan jy gee, en die ou sit te drink brandewyn, en die ou sit te tik. Ons moet oordeelkundig dit doen, en reg dit doen. Maar okay, wat ek wil vra, ek gaan nou julle vertel wat ek self gaan doen, in hierdie situasie. Ons deel nou al kos lank uit, maar is nie genoeg nie. Ons sal moet baie groter gaan. Ons moet 100 verdubbeld meer wat ons tans doen. Mense, nou sê julle, okay, maar oor 3 maande 'n sakkie diesel. Ja, maar as jy 'n klippie in die water gegooi, hy rimpels kom nie terug nie. Daai effek wat dit op huisgesin het, kom nie terug nie. Dit is daar. Nou ja, baie kan sê, ja, hulle rook en suip en goed. Ek weet, dit gebeur ook. Is hoekom ek sê, gee oordeelkundig die kos by die kerk, en ja, laat die kinders net kry. Ek het al gaan by huise, nou leer ken jy hulle mos. Mense, weet julle wat, ek ken grand skole, en ek gaan nie die dorpe noem nie, waar ons mense betrokke is, wat ons 40 stelle broodjies per dag moet gee. Grand skole, waar kinders nie broodjies het die middag nie. En teach tog jou kind, as jy gee by die skool of by 'n plek, of jy gee vir hulle klere, of jy gee kos, dat jou kinders nou nie gaan spog, en sê, o, jy dra my goed en dit, jy gaan baie goed hiermee saam. Baie goed loop hiermee saam. Moenie gaan breek nie, moenie gaan spog nie. Mense sê altyd, Royce, maar julle neem aan baie foto's as julle so meel uitdeel. Yes, ons doen dit. Want dit is nie ek wat die meel uitdeel nie. Dit is boere
van die Vrystaat wat dit gee, hulle moet terugvoering kry, dat ek het reg aanwend. So ja, ek doen rentmeesterskap van God, ek neem foto's van dit. Ek neem foto's want daar's mense wat gee dat ons dit kan maal, as mense wat dieselgeld gee, so ek neem foto's. Ja, ek doen rentmeesterskap terug op Facebook, omdat ek nie 'n gemeente het nie. Is daar tye wat ek self gee? Ja. Ek en my vrou gee, oral waar ons beweeg gee ons, en ons neem nie een foto nie, want dan is dit ons wat gee. Maar waar ander gee, en ek net die spokesperson is, neem ek die foto en ek plaas hom. Ok, verstaan jy dit nou? En weer, ek gaan nie nou eers daar gaan nie. Ek wil net vandag sê, ons gaan meer en breed voer praat later. Gaan jy net in jou binnekamer in? Kost dit nou 'n dogter om 12,5 hektar te ploeg, kost dit nou my dogter R6.200 vir basiese bewerking. Ja, is baie duur. Dinge styg verskriklik, pap styg, alles styg. Maar wat ek wil vir julle vra, ek kan net noem in 3,5 jaar, nou meer as 3,5 jaar, het ons nou reg audit gedoen, ons mielies, meel, het ons 98% weggegee en 2% verkoop. En die Here is in die saak, dit gaan goed. Maar ok, as ons dan 11,000 plus dorpe, sê 15,000 dorpe is, kan ek vandag vra, dat julle die boodskap aanstuur, en dat 10 in 'n dorp opstaan, en in hierdie dorp sê, ek gaan 'n sopkombuis begin. Moet net nie apart van die kerke doen. En nou gee jy vir mense op die straat kos, en jy hou daai kinders. Ek sal later 'n teaching nog doen daaroor. Ek kom deur hierdie goed, jare, 33 jaar ken ek dit. Jy kan nie die gomsnyfertjie en die tikgebruikertjie op straat kos gee. Ja, van tyd tot tyd kan jy, uit liefde uit, en dan vertel Jesus het hom lief. Maar jy kan hom nie op straat hou, deur van kos te gee, en hy kan tik gebruik, en hy bly maar net daar. Nee, jy moet hom optel, sê, hier's kosies vir jou, voed hom die week, en vat hom kerk toe. En as hy dan nie wil kom nie, dan sê hy, ok, klaar vir jou gegee. Dan wil jy nie luister nie. Dan moet dissipline gaan saam met hierdie. Dan ook as jy by mense, ek sal later oor al hierdie tips praat, in huise gaan gee, waar 'n pa en 'n ma en kinders sit, dan bars jy nie in, daai pa is reeds down. Hy voel sleg. Jy moet ander mense voor sy kinders kom kos indra. Moet asseblief nie het 'n gebied in hy huis en jou slim hou en die pa klomp goed vir die kinders vertel. Maar soos ek sê, die volgende 2-3 maande gaan ek baie hieroor praat. Ek wil jou net intussen vra, sal jy vandag gaan kniel en sê, Here, moet ek iemand help in my dorp? Al vat jy net een persoon in help. Ons het nou net gehoor, oor die 5 miljoen mense, as net 10 mense in 60,000 kerke, en ons is baie meer kerke. En dit is eintlik wat elke Christen moet doen. Eintlik moet ons oor die 40 miljoen Christene wees, elkeen wat net vir een sorg, dan is dit uitgesorg. Maar ok, nou, wat gaan ek doen? Ek gaan nou eers, as ek nou by die huis kom, ek is tans in Namibië, ek sit hier in Walvis Bay, by die lagoon, waar ek sit, gaan koffie drink hier, koeldrank drink. As ek hier gaan terug huis toe, dan het ek 'n paar goed wat ek doen. In Mamasbury moet ons 'n universiteit gaan open, wat mense kan studeer, arbeiders in die Oesland. Daarna gaan ek eers my liggaam so 'n bietjie in orde kry, van nie te veel eet op die vakansie. Dan gaan ek my gees, siel en liggaam in orde kry, nog 'n bietjie bid. Dan gaan ons die lorry vat, met baie meel. Ons het 'n karretjie wat data versamel, en ons het 'n billboard wat Jesus verkondig en die bussie. Dan gaan ek oor 'n afstand ongeveer van 200 km stap. En ons mense gaan meel uitdeel, by 60 woonbuurtes, gaan dit elke dag uitsaai, 3-4 keer. Die doel hier agter is, behalwe dat ons kos gee, is om ander in Suid-Afrika te trigger en op te roep tot dit. Terwyl ons deurgaan, gaan ons karretjie deurry en alle data van alle pastore en almal bymekaar maak, want binnekort hou ons seminare, hoe om tiksmokkelaars uit jou gebied uit te kry, hoe om takeover, hoe om oor te vat jou gebied vir die Here. So, ons gaan sommer terwyl ek stap, daardie tydperk, het gaan seker so 14 dae wees, dan doen ons al die data teen die Groot Rivier, Oranje Rivier af, en kry al die pastore se nommers, om sommer die plekke skoon te maak van dwelms ook, met 'n seminaar.
om hulle te teach. Tweedens gaan ons uitdeel kos. Derdens gaan ek uitroep elke dag in Suid-Afrika vir 13, 14 dae. Nou, dat daar mense sal opstaan en as deur ons uitroep so 100,000 kan opstaan wat sê, yes, ek maak 'n sopkombuis oop, ek gaan vir iemand sorg. Dan dank ek die Here, as 100,000 opstaan en 20 mense kan gaan eet by elkeen van hulle, dan is ons klaar met die 2 miljoen wat ons dan kan help. So dit is wat ek van my kant af gaan doen, is ook maar net 'n druppel in die emmer, maar klomp druppels maak 'n emmer vol. Nee, ons gaan nie by Boksburg nie, wie is jy wat dit vra? As dit Tommy is, jy gaan daar in Boksburg self werk. Dis waar die Here jou geplaas het. Ek gaan van Boegoberg af tot Ograbies te doen, en julle gaan Boksburg doen. Amen. En Hendrik Jap, hy gaan Boshoff doen as hy nog daar is. En elkeen, Loandie Vroneman wat hier op is, gaan allewel Noord doen. Kom ek kyk wie's nog hier, laat ek julle by die naam roem. Tommy en Charlene, Tommy sê, mense verstaan nie, oom altyd baie om te sê. Wat bedoel jy nou, Tommy? Verstaan jy nie, daar nou weer iemand gesê, ek praat baie. Jy is 'n lieflike mens. Al wat ek sê, jy's 'n baie beter pastoor as ek. Kom ons kyk, wie is daar nog? C.J. van der Berg. Yes, ek wil jou kry. Ek wil jou eers 'n paar lekker warm klappe gee. En dan wil ek jou vas en vertel hoe lief is ek vir jou en hoe lief is Jesus vir jou. Is dit nou die regte C.J. wat ek nou van praat? Sê net daar of wat jy is. Wat vir my so lekker muscle maak. 32,000 kilometer saam met my gery. Ek is so bly jy die Here nou ontmoet. Ek dank die Here dat jy hom ontmoet het. Ag, ek sal jou nie klap sê jy, ek is te lief vir jou. Maar die Here seën. Wie's daar nog? Sê 'n bietjie daar iets. Tommy, gaan julle Boksburg toe stap? Tommy, luister hierso. Asseblief. Asseblief. Gaan jy my skoene borg? Nee, ek gaan stap van Boegoberg en almal kan saam met my stap. Dit sal eers hier in Julie maand, einde Julie plaasvind. Ek beplan om die 1 Julie te begin. Die 1 Julie is vir my 'n baie belangrike datum altyd. Ek dink is Esra 3 vers 6 of Esra 6 vers 3 wat sê, op die 1 van die 7de maand sal julle begin. Nou ek like om altyd iets te begin op die 1 van die 7de maand, op 1 Julie. Maar ek moet eers my liggaam 'n bietjie reg kry, Tommy. Ek het 'n bietjie baie geëet, want ek was mos daar by julle. Toe eet ons heeltyd, toe gaan ons, allerlei plekke. En ja, maar ek gaan julle nooi om saam te kom stap. Die lorry gaan saamry, so daar is matrasse saam, so in die aand gooi sy matras tyd, maar dit is die koudste tyd daai tyd. Maar okay. Dit is wat ons gaan doen, en almal kan kom join, maar ek wil hê, na jy saam met my gestap het, kom stap het, of jy jou eie ding gedoen het daar by jou, moet jy in die werk spring. Jy kan môre al in die werk spring. Kom ons gee vir mense kos. Asseblief, dit is my uitroep in my hart. Vertel my so 'n bietjie hierso op die comments, as ek vir jou kan bid, wat gaan jy aanpak, wat gaan jy doen? En elkeen, share net hierdie ding. As jy hom share, dan help dit al klaar. Baie dankie. So ons gaan meer oor hierdie beplanning praat. Ons noem dit nou maar die Groot Rivier beplanning by ons, maar eintlik is dit vir hele Suid-Afrika vir kos. Die Here is lief vir julle, en gaan in sy vrede, kom ek wys net vir julle hierso. Ek was jare terug 'n polisieman hierso, en in Walvisbaai. Kyk hoe sy lei ouens. Ek is lus 'n stap hier uit en kry 'n valskerm. Ching spring, in die lug op. Daar val hy man nou onder sy bord uit. Nou wonder ek waar is sy bord. Hoe hy staan. So dis nie so diepie. Kom ons kyk of ek kan inzoom. Kom ons kyk, daar sy. Ons kyk daar. Hy soek nou sy bord. Daar is hy by sy bord amper. Kom ons kyk of hy opkom. Die man is rats. Hulle het nie so baie styk soos ek geëet het. Kyk daar. Dop hy net aan. Check daar gaat hy. Nee, wat hy man speel nie. Hy het nie 'n maag wat in die pad staan nie. Daar gaat hy. Daar sleep hy. Nou ja, ek gaan dit nou nie eers vandag doen nie. Kom ek doen vir julle gebed.
Vader, in die naam van Jesus bid ek, dat baie sal opstaan, en sal mense kos gee, en saam met die kos, die liefde van Jesus, Matteus 28 vers 19, en Here, dat kerke sal aktiveer, dat hier mense wat nou geluister het, vir hulle kerk gaan sê, pastoor, kan ek iets beginne? Kan ek iets beginne? Here, al gee hulle net vir 5 mense, al taak het party mense net en sê, ek kan nie 20 mense versorg nie, maar ek kan vir een oom en tannie in die dorp elke dag 'n broodjie smering gaan gee. Here, ek pleit dit by U, dat ons sal opstaan nou in hierdie land, en vir ons armes sorg, in Jesus naam. Amen. Die Here seën, lekker hand. Ons praat later.